Goeiemôre, ek groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus. Hier sit ons al die 2de Junie en is 'n voorreg om saam met julle te kuier op hierdie Sondagoggend. En ja, hier in Johannesburg bietjie koeler as gewoonlik, maar dis tog lekker en dis omtrent tyd, dat die seisoene verander en dat daar 'n opgewondenheid is om te weet as die seisoene verander, weet ons God is nog steeds in beheer. En die mense wat inkom en vir jou sê, daai en daai en daai, nee man, los hulle uit. Moenie eens op hulle fokus nie, want hulle wil dinge in jou kop praat wat verkeerd is, wat teenstrydig is met God se woord. Ons bly in God se woord, ons bly glo, ons bly hoop. En ons weet dat God is in beheer. En dis hoekom dit so voorreg is om God se woord te deel, want dit is die waarheid. Hoeveel jare terug geskryf, nog steeds die waarheid. Bly dieselfde, gister, vandag en tot in alle ewigheid. En ons lees verder hierso oor die vroeë kerk. Want elke nou en dan moet ons herinner word om te sê, wat het daar gebeur? En hoe het ons van die pad afgeval? Wat het daar gebeur en hoe kan ons terugkom by ons eerste liefde, sodat ons hierdie wonders kan sien van mense wat tot bekering kom. Verlede week het ons gedeel uit Handelinge 2, as het gemis het, gaan luister graag, maar hierdie week gaan ons aan met Handelinge 2. En ons volg die storie hier waar Petrus opstaan en hy praat reguit met die mense. En dit is waar ons dalk geval het as 'n kerk, ons praat nie meer reguit nie. Ons wil doekies draai, ons wil mense se ore sis, ons wil mense se gewete sis, om te sê, dit wat jy doen is reg. Hou aan daarmee, maar jy kan nog steeds God dien aan die een kant. Dit waarmee jy besig is, ons weet in ons harte, dit is verkeerd, maar ons kan dit nie aanspreek nie, want as ons dit aanspreek, gaan die ou na 'n ander kerk toe gaan, en dan gaan sy tiendes werk dalk of so iets, en ons moet ophou om so aan te gaan, want as ons dit nie aanspreek nie, is daai siel dalk verlore. En ja, ons kan dit aanspreek met liefde nie, want hy sê Petrus en hy praat met die Israeliete, hy sê, Israeliete, luister na hierdie woorde, Jesus, die Nazarener, 'n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle ook sal weet. Beteken julle weet dit, mense. Julle weet dat daar is net een God. Julle weet dat Jesus is God se seun. Julle weet dat God Jesus gestuur het, sodat hy oorgelewer kan word, maar ook sodat hy kan lewe. Julle weet dat Jesus God geopenbaar in die vlees is. Julle weet wat daar staan in Johannes 1 om te sê, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. En later in daai selfde hoofstuk praat hy en God het aarde toe gekom. God is geopenbaar in die vlees aan almal. En dit is wat Petrus hierso met daai volk aanspreek om te sê, kom ons praat die waarheid hierso, mense. Kom ons praat die waarheid. En dit is baie keer as mense advies van my vra, en dan praat ek met hulle en dan sê ek vir hulle ook, wil jy die waarheid weet? Of wil jy ek met jou maar net gerus stel? Om te sê dit waarmee jy besig is okay, want die mense wil dit hê, maar die wêreld sê vir jou dis okay. Of wil jy die waarheid weet? Want as jy nie die waarheid wil weet nie, dan moet ons maar hierdie gesprek maar ophou. Maar anyway, hy gaan aan sy hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is. En dit is daar, dan spreek hy hulle aan, wat het julle gedoen, waaroor het dit gegaan? En dan Handelinge 2 vanaf vers 32, hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons almal getuies is. Almal wat daar geluister het, almal wat in Jerusalem was, wat die groot rukwind gehoor het, gevoel het, gesien het, hulle het almal daarna toe gegaan, hulle het gehoor hoe almal in hulle eie taal praat, en dit is daai Jesus, waarvan ons getuies is. Nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort wat julle nou sien en hoor. Sien, as ons iets vir mense wil gee, moet ons dit eers ontvang.
Ek kan nie iets gee wat ek nie het nie. En dit is daai Heilige Gees wat God uitgestort het. Luister hier, so hy sê, want Dawid het nie in die hemel opgevaar nie, maar hy sê self, die Here het ook gespreek tot my Here, sit aan my regterhand. Sê voor dit, hy sê, nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort. Eers dit wat ek van die Here ontvang het, kan ek uitgee. Dit wat ek het, kan ek uitgee. Hy sê, wat julle nou sien en hoor. Sê met ander woorde, dit wat ek ontvang het, dit wat julle nou deur my sien, dit wat julle nou in my sien en voel en beleef, is iets wat ek eers ontvang het, en dan kan ek dit uitgee. Dit is so belangrik dat ons daai besef, dat ons moet eers die volle krag van God ontvang. En ons het dit hier ontvang, want God het daai tyd al sy Gees uitgestort. Dit is net om hom wakker te maak binne in ons, sodat ons lewend kan word, sodat ons vir Jesus sal begin lewe. En dan gee ons vrylik, want ek het dit van God ontvang as 'n gawe, as 'n gift. Dit beteken, ek kan dit nie verkoop nie, ek kan dit nie aan jou gee om iets terug te ontvang nie, ek gee dit vir jou, want God het dit vir my gegee. En dan praat hy met daai vertroue, hy praat met daai confidence, om te weet waaroor hierdie storie gaan, en dit is nie net 'n storie nie, nee. This is a story about God. En hy sê, want Dawid het dit nie in die hemel opgevaar, maar hy self sê, die Here het gespreek tot die Here en sê, sit aan my regterhand. Beteken die werk wat Jesus gedoen het, is klaar. Daai is baie belangrik dat ons dit sal besef, dat die werk wat Christus gedoen het, toe hy die Gees van God uitgestort het oor die hele volk, dit is ek en jy ingesluit vandag, dit is ons ingesluit, het hy gaan sit. As jy die geskiedenis van die tempel lees en jy hoor, en jy besef wat daar aangegaan het, die hoëpriester het ingegaan, en hy het sade aan die soem van sy kleed vasgemaak, en hy het 'n tou aan sy regtervoet vasgemaak, en toe hy in hy tempel ingegaan het, en hy moes nederig in hy tempel ingaan, hy kon nie net instap nie, daai voorhangsel was daar, en hy was 'n hele paar kilogram swaar, en hy moes daar onderdeur inkruip om te sê, ek is nederig in aanbidding, ek buig voor my God as ek in die tempel ingaan. En dan as hy daar ingegaan het, en die Here het hom nie doodgemaak nie, kon hy dan opstaan en hy moes die hele tyd rond beweeg. Hy moes rond beweeg soos wat hy die gebede van die volk in die tempel ingebring het, om vergifnis te vra vir die volk. En hy moes rond beweeg, sodat die priesters wat buitekant gestaan het, hulle kon hoor, hulle kon luister, en solank as vir daai sade aan die soem van hy kleed aan die gang was, kon hulle hoor, dat daai hoëpriester nog lewendig was. En die werk wat hy daar ingegaan het om te gaan doen, was nog nie klaar nie. En die hele tyd moes hy staan en beweeg en beweeg en beweeg, want as dit stil geraak het, beteken dit dat die hoëpriester dood is. En dan moes hulle daai tou gevat het om hom uitsleep. Dus hoeveel eer en vrees die hoëpriester gehad het. Maar hier lees ons dat hy gaan sit het. Beteken die werk was klaar. Die werk is klaar. Die werk, wat se werk? Dat hy daar in die hoë tempel ingegaan het voor God en hy het gesê, vergewe hulle sonde. Die hoëpriester in daai tyd moes elke jaar ingegaan het. Elke jaar moes hy ingegaan het met die bloed van lamme, met die bloed van beeste, van die bloed om te vra vir vergifnis. Elke jaar. En hy het die hele tyd beweeg en hy het die hele tyd aan die gang gebly en hy kon nie stil staan nie, hy kon nie stil sit nie voor die aangesig van die Here nie. Maar hier lees ons dat Jesus eens vir altyd uit voor God verskyn in die tempel daar, en hy het vergifnis gevra, en God het vir hom gegee die trooster, die Heilige Gees, om te sê, jou sondes is vergewe. Die mense, die volk, die werk, die volmaakte werk in die kruis is voldoen.
Jy hoef niks meer te doen nie. Die sonde is vergewe. En hy sê, die Gees is uitgestort oor almal wat dit wil ontvang. Het jy God se Gees ontvang? Besef jy vandag, glo jy vandag, dat Jesus die werk gedoen het, die werk voltooi het aan die kruis, en Jesus het gaan sit aan die regterhand van God, en daar waar hy sit, wat gebeur daar? Hy gebruik die vyand as sy voetstoeltjie. Hy rus sy voete op die vyand. Hoekom? Want die vyand is voor hom neer, buig voor hom neer. Die vyand is daar vas. Hy kan nie meer uitgaan en die werk doen nie, tensy ek en jy dit toelaat. Maar die werk aan die kruis is genoeg. En dit is gedoen vir my en vir jou. Nou moet ons opstaan en in 'n vryheid lewe. Wat hy daar sê, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus gesê, wat moet ons doen? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle. En laat elkeen in julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Hoor dit daarso nie? Wat die disippels, die apostels het sê, in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van julle sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. That's it. 'n eenvoudige boodskap wat die Here vir my en vir jou oordra op hierdie dag. Om te sê, bekeer julle. Laat elkeen gedoop word in die naam van Jesus Christus. Jou sondes is vergewe, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte kom julle toe. Want die belofte, Jesus het dit beloof aan ons, aan elke een van ons. Die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, dit wat die Here, onse God, na hom sal roep. En hy roep jou vandag. En hy sê vir jou vandag, jy is my geliefde kind. Ek is lief vir jou, ek het jou sonde vergewe, ek het die prys vir jou betaal. Ontvang die Heilige Gees, en krag sal oor julle kom. En julle sal my getuies wees, onthou dit. Dat ons daai gawe ontvang het vir 'n rede, sodat ons in die wêreld kan uitgaan en God se getuies wees. En dit is waarmee ek julle los op hierdie Sondagoggend, en asseblief, bid. Ek kan dit nie genoeg sê nie. Laat jou lewe 'n lewendige getuie wees, om te sê dat Jesus lewe in my, en ek het die volheid van sy heerlikheid ontvang. En daarom kan ek hierdie dag deurgaan, daarom kan ek hierdie uitdaging oor, daarom kan ek die dinge doen wat die Here vir my gegee het om te doen. Ek groet jou vandag in Jesus naam. Mag jy 'n geseënde week hê. Mag jy die seën van die Here ontvang vandag, sodat jy met krag gevul kan word en hierdie week kan aandurf in Jesus naam.